Goeiedag geliefdes. Vandag wil ek hê ons 'n bietjie gewone evangelistiese taal van die Bybel bietjie meer ontleed om te sien wat God werklik vir ons wys. Want geliefde, ons kyk baie keer en ons lees al hierdie storieetjies en is so mooi en ons verwys heeltyd na 'n God ver van ons af. Ons praat van iets daar of iets daar. As ons dan in hierdie posisie land wat God ons wys in die skrif, dan weet ons nie wat dit beteken nie. Want dit gebeur nou met ander mense. Dit het nou gebeur in die tye toe Jesus nog op die aarde geloop het, soos mos deesdae die leringe is. Jesus was mos 'n natuurlike mens. Maar behalwe dit, geliefde, kom ons kyk, wat leer God ons? Ek gaan net hier lees uit Lukas 18 van die 15de tot die 30ste versie. Dan ontleed ons dit bietjie en ons kyk, hoe kan dit van toepassing wees op ons lewe en wat God ons probeer leer. Lukas 18 van die 15de vers. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal dit nooit ingaan nie. Geliefde, as ons nie kinderlik kan word nie, sal ons nie luister nie. En wat het ons gesê? Wat maak 'n kind spesiaal? Afhanklikheid. Hy's afhanklik van die Vader, hy's afhanklik van die moeder, hy's afhanklik van God, die woord, die waarheid, en die moeder, die geliefdes, waardeur God leer wat die liggaam van Christus is. Nie almal nie, geliefdes, net daai wat uitgeroep is om deel te maak die liggaam Christus. Maar ek wil hier aanheg die ryk jong man, want dis alles dieselfde ding en God probeer ons iets wys. Kom ons kyk wat dit is, geliefde. Die ryk jong man van die 18de versie af. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broer of vrou of kinders verlaat het, terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die oe wat kom. Nou sal jy sê, nou hoekom lees ek hierdie 3 by mekaar? Want dis alles deel van een storie, geliefde. En dit is wat ek met u wil deel. In die eerste plek, geliefde, het hulle die kindertjies na Jesus toe gebring. En toe bestraf die disippels hulle, wat die kindertjies na hulle toe gebring het. Hoekom is dit, geliefde? Ek bedoel, as ons natuurlik daarna kyk, as iemand 'n kindjie na Jesus toe bring, as daar nou 'n natuurlike Jesus was, en hulle bring nou natuurlike kindertjies na hom toe, hoekom sal die disippels hulle bestraf? Sê, nee, kom weg van die meester af. Maak dit vir u sin, geliefde? So dis glad nie natuurlike kinders, wat hulle na Jesus toe bring nie, geliefde. Dit is die kinders wat hulle na hierdie weg toe bring. En ons, baie keer as disippels, kan ook nie verstaan wat hierdie roeping en weg regtig is nie. Soos ons sal sien, as ons verder gaan.
So toe kom die Here en hy sê, nee, die koninkryk van God behoort aan sulkes wat kinderlik is. Die kind is die een wat afhanklik is van sy vader en sy moeder, die gemeente. Toe het die ryk jong man na hom toe gegaan en gesê, hoe kan hy die koninkryk van God beerwe? Toe sê hy vir hom, jy moet die wet onderhou. En toe sê hy, maar ek doen dit van my kindertyd af. Wat beteken dit, geliefde? Onthou net, ons kyk nie na natuurlike mense hier nie, ons kyk na geestelike mense. So as ek getuig word en ek begin hierdie dinge verstaan en ek dink ek volg Christus, nou onderhou ek die wet. Met ander woorde, ek lewe onder die wet. Ek gaan in 'n kerk in 'n dogmatiese kerk in waar ek dink ek dien God. Maar hy het nooit Christus gevolg nie. Hy het gedink hy het. Daarom het hy die wette onderhou. En hy was gehoorsaam daaraan, is dit nie? Nou sê Jesus vir hom, as jy die wette onderhou, verkoop alles wat jy het en volg my. En die man was diep bedroef. Hoekom was hy diep bedroef, geliefde? Daar waar hy gedink het, hy volg die Here. Daar waar hy gedink het, hy dien God, was heeltemal verkeerd. Want toe Jesus kom en hy aanskou hierdie waaragtige woord, toe sien hy, nee, maar hierdie is die weg wat ek eintlik moet volg. En toe sê die Here vir hom, nee, maar verkoop alles wat jy het en volg my. Gee dit uit onder die armes. Wat beteken dit, geliefdes? Dit beteken, daar waar hy is, het hy baie roem gehad. Daar waar hy is, het hy baie eer gehad. Hy was miskien in 'n amp, hy was miskien 'n opsiener, of 'n oudste, of 'n apostel, of 'n priester, soos Saulus. En hy was skatryk, almal het hom aanbid, en almal het hom vereer, omdat hy 'n amp is, en hy het baie kennis gehad, nee. Dis mos, hoekom sê die Here vir ons, maak skatte in die koninkryk van God bymekaar, waar mot en roes nie kan verniel nie. Dit is in die koninkryk van God, geliefde, dit is die waarheid, dit is by God, dit is om op te vaar, en daar die waarheid te lewe, daar die werklikheid te sien, daar die goud wat die waarheid is, en die silwer by mekaar te maak, en die koninkryk van God, wat in ons is, nee. So toe sê hy vir hom, nou verkoop daai dinge wat jy het, al jou rykdomme, al jou eer, al jou honor, en al die mense wat jou volg, volg my. Nee, ek kan dit nie doen nie, baie bedroef, hoe kan ek nou my ambt neerlê? Hoe kan ek nou dit, ek is nou 'n predikant, ek het 5 jaar gestudeer, om die Bybel te leer ken, nou moet ek jou volg? Ek is 'n priester, ek is 'n apostel, hoe kan ek jou nou volg? Maar hulle sien nie, dat hulle gooi die ewige lewe weg nie. Maar geliefde, wat interessant is, Jesus sê toe, want dit is makliker vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Geliefde, as jy ego begin bou, oor dit wat die mense vir jou gegee het, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Want daai skatte word beroof. Daai skatte is jaloesie. Daai skatte is ego. Daarom het God eerste genoem van die kinders, word soos kinders. As julle nie soos kinders is nie, gaan julle die koninkryk van God nie sien nie. En daarom sê hy toe, dis makliker vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naald te gaan, as 'n ryk man die koninkryk van God. Maar ons moet ryk wees, moet ons nie? Maar ons skatte moet nie by ons wees nie. Ons skatte moet nie in die eer van die mense wees nie, en aanskou word deur ander mense, en my ego nie. My skatte moet in kinderlikheid wees, my skatte moet in waarheid wees, en as ek werklik die koninkryk van God soek, geliefde, sal niks anders vir my saak maak, behalwe die ware weg wat na God toe lei nie. Want as u dit nie vind nie, geliefde, en as u die vlees nie oorwin nie, geliefde, gaan u nie die koninkryk van God ryk nie. U gaan dit nie sien nie. Want in die eerste plek, geliefde, ondersoek alle geeste, en sien of dit van God is, en as dit gees is dit lewe. As dit vlees is dit dood. Want hy wat die vlees bedink, is die dood. Hy wat die gees bedink, is lewe en vrede. Nou kom ons gaan verder. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Met ander woorde, geliefde,
As u die dinge van die mens wil doen, as u deur mense vereer wil word, as 'n mens deur mense gesien wil word en egoïsties is, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy is dood, jy lewe in die dood, en as jy vleeslik bedink, nommer 1 is dit die dood, want dis vyandskap teen God, Romeine 8. So kom ons gaan verder, geliefde. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God nie, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom. Wat is dit, geliefde? Ek het 'n ander vader gehad, ek het 'n ander moeder gehad, ek het 'n gemeente gehad, waarin ek geskep is. Dis hoekom hy vir Nikodemus sê, jy moet weergebore word. Sê, moet ek in die skoot van my moeder ingaan? Nee, Nikodemus, jy moet weergebore word uit water en gees. En dit gaan jy by die moeder kry, wat geestelik is. Johannes 3, geliefdes. En dit is die moeder, die nuwe Jerusalem, die moeder van ons, wat na God se gelykenis geskep is. En daarom, geliefde, as u gaan vashou aan dit wat u dink is die ewige lewe, u moet weergebore word, want u kom na die Here toe in duisternis. En daarom sê hy, maar ons het alles verlaat. Ons het ons vorige sienswyse verlaat. Ons het ons Vader gelos, die God wat ons gedien het, my oorgestelde, die gemeente, ons het alles gelos. En ons volg u nou. Hy sê, julle het niks gelos vir die koninkryk van God nie. Want dit wat ek vir julle gee, is baie meer as alles wat julle gehad het, want julle was dood in julle sonde, julle was dood in julle onkunde. En nou het ek julle lewe gegee, deur die Vader wat goed is, wat deur my werk. En dit is die weg na God toe, geliefde. En dit is hoe ons hierdie teksies moet lees. Nie as 'n storieboek nie, want dit is die werklikheid. Wat 'n God dien ek, geliefde? Dien ek 'n God van gees, wat hierdie dinge kan openbaar maak en sien waar ek staan tussen my en my Vader? Of is dit maar net 'n storieboek wat verwys na ander mense? Die kindertjies en die mense en die ryk mense, dis natuurlike ryk mense met baie geld, hulle sal nooit die koninkryk van God. Nonsens, geliefde. Julle kan almal multibiljonêers wees. Dit verander nie jou hart nie. Want as dit jou hart verander, dan is jy in die duisternis. Dan is jy verlore. Maar onthou net, die koninkryk van God is gees. Die koninkryk van God is die waarheid. En daar's net een waarheid. Daar's net een geloof, een Here God en Vader, wat oor almal en deur almal en in julle almal is, wat geestelik gebore is. Julle wat kinderlik geword het, en sê, ek gee nie om wat ek is nie, ek sal alles agterlaat, ek sal alles verkoop, al hierdie gedagtes vir my, al die denkes wat ek het, al hierdie skatte wat ek gedink het ek het, gaan ek verkoop, gee dit vir die armes, daai wat nog moet leer, laat hulle maar sit daarmee, want hulle moet ook kom waar u is, nee. Maar as ek besef het, dat hierdie is die werklikheid, los daai, geliefde. Moenie u geliefdes almal saam met u onderhou in die duisternis, ter wille van 'n amp, of ter wille van geld, of ter wille van 'n graad, of ter wille van dit wat mense aansien nie. Geliefde, dan is u klaar in die hel. Om daar uit te kom, moet u 'n kind word. Dis al hoe u die koninkryk van God gaan beerwe. Dankie, geliefde, ek hoop dit maak vir u sin. As dit nie, kom na die WhatsApp groep toe, geliefde, waar ons brood breek en evangeliseer en hierdie goed oopmaak vir al die geliefdes. Baie dankie, geliefdes, God seën u.